weer by die tafel te kan aansit. Ek gaan vra dat die wat ons gaan help bedien, of net die by my kom staan. Die feit dat ek volgens hier staan, is 'n bewys van God se genade. Die feit dat julle hier vanoggend is ook nie toevallig nie. Vanoggend wil die Vader weer kom en 'n uitnodiging gee en deur die bloed van Jesus julle aan hom kom nader trek. Ons kom vanoggend nie net om die kruis te onthou nie, maar ons kom om die krag daarvan te kom ontmoet. Want dieselfde bloed wat op Golgotha gevloei het, spreek vandag nog. Dit breek die mag van sonde, dit vernietig veroordeling en dit herstel wat gebreek is en dit kom verklaar vanmôre opnuut dat ons aan Jesus Christus behoort. Dis by hierdie tafel waar die vyand se aanklagte stilgemaak word. Dis hier waar kettinge gebreek word, waar siele weer herstel word en waar die verbondsbeloftes weer lewend gemaak word. Want die lam wat geslag is, leef. Amen. Sy bloed het nog nooit sy krag verloor nie. So kom vanmôre en ons nader hierdie tafel met eerbied, maar ook met vrymoedigheid, nie omdat ons waardig is nie, maar omdat die lam waardig is. Sy liggaam is vir my en vir jou gebreek en sy bloed is vir my en vir jou gestort. Vanmôre is hierdie tafel nie 'n plek van nederlaag nie, maar 'n plek van oorwinning. Nou in die dae van konings was dit wel bekend en 'n belangrike waarheid dat wanneer iemand deur 'n koning na sy tafel genooi is, het dit beteken dat daardie persoon onder die koning se beskerming was. Solank hy aan daai tafel gesit het, kon jou vyande jou nie eis nie. Die koning se tafel was 'n plek van voorsiening. Dit was 'n plek van eer en 'n plek van veiligheid. Kom ons lees saam in Psalm 23 vers 5, 'n baie bekende skrif. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Let op, God verwyder nie die vyande voor hy die tafel dek nie. Hy laat die vyande toekyk hoe hy sy kinders seën. Die tafel is 'n oorwinning dat God reeds die oorwinning behaal het. Kom ons lees verder in Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus het die voorhangsel oopgeskeur wat sonde kom toesluit en die bloed kom oopmaak. Ons kom nie vandag as vreemdelinge of veroordeeldes nie, maar as kinders wat met vrymoedigheid voor die troon van genade staan. Die bloed van Jesus spreek steeds genade, vergifnis, herstel en lewe. Besef ons vanmôre dit. En daarom kan ons saam met die hemel verklaar, Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Wanneer ons die brood neem en uit die beker drink, verklaar ons dat die vyand reeds verslaan is. Ons verklaar dat Jesus se bloed groter is as enige sonde, groter as enige aanklag, groter as enige vrees wat jy vanmôre het, groter as enige siekte en groter as enige aanval van die duisternis. Ons verklaar oorwinning oor ons huise, oor ons gesinne, oor ons gesondheid, ons roeping en ons toekoms vanmôre. Julle sal altyd hoor dat ons sê, hier is nie die tafel van die AGS nie, maar is die tafel van ons koning die Here. En jy is vry om vanmôre te kom aansit. Daar is wel 'n voorwaarde. Die nagmaal is vir die wat Christus as verlosser aangeneem het. En as jy vanmôre hier sit en jy het nog nie daai besluit geneem om Jesus in jou lewe in te nooi nie, doen dit nou. Kom ons sit net so en bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom vanmôre voor die tafel met nederige en dankbare harte. Here Jesus, ons onthou
hoe U liggaam vir ons gebreek is, hoe U bloed vir ons gestort is vir die vergifnis van ons sonde. Here, dankie vir die kruis, dankie vir genade, dankie vir verlossing. As ons hierdie brood nou neem, verklaar ons dat ons deur U wonde genees is, Here. As ons uit hierdie beker drink, verklaar ons dat ons nuut gemaak is, vrygemaak is, verlos is, Here. Heilige Gees, kom en kom deursoek ons harte vanmôre. As daar iets is wat U nie behaag nie, Here, kom reinig ons en kom maak ons reg voor U, Here. Here, ons kies vanmôre om te vergewe soos U ons vergewe het, Here. Here, ons juig vanmôre van die graf is leeg en U leef. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan vanmôre saam en ek wil hê ons moet vanoggend 'n verklaring neem. Kom ons laat dit los in die atmosfeer. Kom ons verklaar saam hardop die volgende. Ons neem hierdie brood as die liggaam van Jesus Christus. Ons verklaar, deur sy wonde is ons genees. Elke siekte, elke swakheid en elke gebondenheid breek nou in Jesus naam. Ons ontvang lewe, krag en herstel in ons liggame en in ons huise. Ons staan in sy oorwinning. Ons neem die beker as die bloed van Jesus Christus. Ons verklaar, elke sonde is vergewe, elke vloek is verbreek en elke aanklag teen ons is stilgemaak deur die bloed van die Lam. Ons is skoon gemaak, vrygemaak en bedek deur sy bloed. Ons behoort aan die nuwe verbond en ons staan in oorwinning. Amen. Vader, ons dank en ons loof en ons eer U dat ons vanmôre net kan verklaar, U is die Here. Daar is niemand soos U nie. U is die getroue, U is die waaragtige, U is die ewige onveranderlike koning. En ons dankie dat ons vanmôre met harte vol lof en harte vol dank na U toe kan kom om U naam net te verheerlik en aan U al die lof en al die eer te gee. Vader, ek verklaar vanmôre dat U is die Here in beheer. Ek verklaar vanmôre en ek sê, welkom Heilige Gees in ons midde. En ek vra, Vader God, dat U vanmôre sal kom. En hierdie woord sal seën, dit sal oopbreek en elke een dat dit op 'n ontvanklike hart sal val, Here, dat U woord vanmôre op goeie grond sal val en dat ons daders van die woord sal wees. Wanneer ons hier uitstap, dat ons nie vergeetagtige hoorders sal wees nie, maar dat ons die manne en die vroue sal wees wat die woord leef, wat die woord doen, wat die woord spreek. En Here, dat U verheerlik mag word vanmôre. En ek bid, Here, dat U elke toehoorder vanmôre sal seën. En dat hierdie saad wat gesaai word, vanmôre op vrugbare grond sal val en sal ontkiem tot lof en tot eer van U kosbare naam. Dankie dat ons vanmôre U woord in ons eie taal het. Dankie dat ons vanmôre 'n plek van aanbidding het. Dankie dat ons vanmôre geseënd is. U woord sê met alle geestelike seëninge. U seën ons ver bo wat ons kan bid en kan dink. Ek bid dat U vanmôre sal stil staan by elke man en vrou en kind in hierdie plek. Dat U U hand op hulle sal lê, dat die kragtige hand van die Here tasbaar in ons lewens ervaar sal word en ons gee aan U die lof en die eer en ek wil sê, word verheerlik in Jesus naam en ons loof, ons dank, ons prys U.
Amen. Loof die Here. Dit is altyd vir my 'n groot voorreg om die woord te kan bedien. Nou, hier is mense wat in bediening is, wat baie keer miskien al voorberei het, en jy het 'n gedagte, en dan sê die Here, nee, daai gedagte, weet jy pas of wel met jou gebeur, en dan dink die Here, maar ek wil so graag die woord bring, dan sê die Here, nee, jy praat oor wat ek op jou hart gelê het. So hierdie week was dit een van daai weke, dat ek iets wat ek gedink het so geseënd is, voorberei het, en die Here het vir my duidelik gesê, dis jou tyd om te skyn. En ja, so, daar is van die dinge wat ek al gesê het, ek kom nie vanmôre hier met 'n vreemde boodskap nie, ek gaan nie vanmôre uit die Bybel lees wat nie aan, wat anders is aan wat ons gewoond is nie, en ek en Leanne, nadat ons gebid het vanoggend, toe sê ek vir haar, ek het gehoor hulle sê, as jy 'n habit het, en jy kan 21 dae dit onthou van dit, dan het jy dit oorwin. So ek het nou al seker meer as 21 keer hierdie woord gesê, miskien net anders verwoord, so ek glo vandag sal jy dit vat, in die naam van Jesus. Die Here seën ons vanmôre, en ek wil vir julle lees, uit 'n baie bekende gedeelte uit Jesaja 60, dit maak my altyd baie opgewonde, as ek dit kan lees, Jesaja 60, vers 1 en vers 2, hy sê, ag weet jy wat, kom ons lees dit almal saam hardop, staan op, nie sit nie, staan op, en word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Wow! Dan sê hy, vers 2, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou, sê dit oor my, maar oor my, sal die heerlikheid van die Here oor ons gesien word. Wow! Kan ons dit vat vanmôre? Ek wil vir sê, as u dit vanmôre vat, en sê, amen, halleluja, ek het dit, dan kan ek sê, amen, die Here seën nie, geniet dit. Staan op, word verlig, wow, Engels is arise and shine, maar voordat ons by arise and shine uitkom, is daar so baie challenges, daar is soveel druk, ek dink nie, hier's een persoon vanmôre in hierdie gebou, wat vir my kan sê, ek het nie 'n worry in die wêreld nie. Ons het ons challenges, en die druk raak net altyd meer, en die goed wat in 'n dag se tyd gebeur, party daar, dan weet ek regtig nie, hoe het hierdie dag by my verby gegaan nie, en dit kos kophou, en dit kos moed hou, want as ons nie 'n gebalanseerde lewe in Christus lewe nie, dan val, soos Dominee Floor sê dit so mooi, hy sê dan val ons wiele af. En ons kan maklik gaan lê, so ons moet balans in ons lewe hê. En ek wil jou vanmôre bemoedig, dit wat die Here in hierdie week in my hart gelê het, is, dat daar's 'n nuwe seisoen. Daar's 'n nuwe seisoen vir jou. Daar's 'n nuwe seisoen vir my. Ek is so bly dat jy so opgewonde. En daardie nuwe seisoen is die laaste tydvak waarin ons nou lewe voor Jesus se koms. En dan is dit vir my mooi as ek sien in die laaste tydvak dat daar nog steeds, dat God besig is nog steeds om manne en vroue op te rig. Joël 2 vers 28, hy sê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Ek kan die voorafgaande gedeelte gaan lees. En julle seuns en julle dogters sal, en die ou mense, ek weet nou nie waar is die ou mense nie, man. En die jongelinge, nou sê ja, persoon is reg, maar dit is Ou Testament. Nie, ons nie ou mense in ons gemeente nie so. Hulle is miskien nog op pad. In die Nuwe Testament,
bevestig hulle dit in Handelinge 2 vers 17, wat sê in die laaste dae, sê hy daar, sal hy van sy gees uitgiet op alle vlees. En die seuns en die dogters sal profeteer. Ons lewe in die laaste dae. Of jy dit nou wil weet en of jy dit nou nie wil weet nie. Tyd is besig om uit te loop. Ons lewe in die laaste dae. En binnekort gaan ek vir julle verduidelik. Ek gaan miskien met volgende preek praat oor die laaste dae. En hy sien hier, die seuns en die dogters sal profeteer. En ek dink, hoe min profetiese gawe vloei in kerke in die dag waarin ons lewe. En hoe maklik, as ons nie wakker is, as ons nie alert is, as ons nie ingeskakel is en ingeprop is by die woord van die Here nie, hoe maklik kan mense hulle laat mislei wanneer mense kom en in die vlees profeteer en sê die Here het dit gesê en dan het die Here nooit so gesê nie. In die tyd van Jeremia het dit gebeur, waar profete gekom het en gesê die Here sê, en die Here het nooit so gesê nie. En ek wil vanmôre sê, die Here help ons, dat ons die woord kan ken, die woord kan bere in ons hart, sodat wanneer iemand na ons toe kom en sê, die Here sê, dat jy kan sê, ek weet, hy het dit lankal aan my bevestig, of dat jy dit sal kan onderskei, en dit gebeur net, wanneer jy in 'n verhouding met die Here staan. Dis maklik om op 'n Sondagoggend te kom, te sê, van die woord en sê, die pastoor het dit gepreek en dit gepreek en dit gepreek, maar jy moet dit vir jouself kan vat, jy moet dit vir jouself kan toeëien, en as ek iets sê, wat uitlynend is, moet jy die onderskeiding kan hê, om te weet, is he prophesying, or is he prophesying? Die Here help ons in hierdie dae. Ek wil vir u sê, ons was nog nooit in 'n ernstige tyd soos hierdie, waar ons waaksaam moet wees. En alhoewel daar, to say, so baie in die liggaam van Christus is, wat al jare met die Here aankom. Pastoor, ek dien die Here al 53 jaar, maar hulle het nog niks gegroei nie. Hulle is nog net daar, waar hulle harte vir die Jesus gegee het. Sad to say, hulle sit die kerke vol, die wêreld vol, en hulle het nog nooit God se beloftes, sy roeping, sy giftings oor hulle self uitgeroep en dit hulle eie gemaak het. Johan het van dit vanmôre bevestig en ons het nie eens mekaar gepraat nie. Ons praat met mekaar, ja, maar ek het nie met hom gepraat oor die woord nie. Vir baie is dit, ek is gered, en ek is op my pad hemel toe. Dit is reg, ek is dankbaar, as jy op jou pad is hemel toe. Maar nee, as jy net hier is, om op jou pad hemel toe te wees, en jy het nog nooit iets significant vir God gedoen nie, dan moes Jesus jou eintlik kom haal het, die dag toe jy gesê, Here, hier is my lewe. Want ons het 'n doel, ons het 'n funksie, ons het 'n passie, ons het 'n gawe, elke een van ons het 'n gawe, ons het dit miskien net nog nooit ontdek nie, en weet jy, daar is niks verkeerd, as jy jou hart vir Jesus gegee, en ek is op my pad hemel toe nie, en het nog nooit gegroei nie, en het nog nooit iets betekenisvol vir die Here gedoen nie, daar is niks meer verkeerd
gelewe nie. Jy het jou hart vir Jesus gegee, reg? Nou wat nou? Dit is tyd dat ons waaragtig opstaan in die naam van Jesus. En ek sê dit weer, en ek het miskien al 20 keer gesê, vandag is die 21ste keer, dat ons sal opbou met ons geestelike luiheid, dat ons sal opbou met ons geestelike slapheid, en dat ons sal ons rug sterk maak, en begin wandel in die roeping, en in die plan, wat God oorspronklik vir ons in gedagte gehad het. En nou kom ek by dit, om te sê, dis tyd vir jou, en dis tyd vir my, om op te staan. Dit is tyd om te begin proklameer, this is my season, this is my time, it is my time to shine now. Hoekom sal ek nog 5 jaar wag, voor ek 'n verskil vir die Here maak? Dis jou tyd om te skyn nou. Tyd dat ons vir eens en vir altyd agterlos wat agter moet bly. Dat ons losskud van die verlede en van hindernisse en van verskonings en dat ons sal besluit en ek moes dit besluit. Ek gaan vorentoe. I am going to shine to the glory and the honor of God because it is my time to shine. Dit is jou tyd om te skyn nou. Ons sien onsself baie keer as ordinair. Ek is nie talentvol nie. Ek het nie daardie skolastiese vermoë nie. Ek het nie opleiding nie om vir God iets te doen nie. Ek kan nie hierdie reëse wat in my lewe is platslaan nie. Hulle is te groot vir my. En ons het baie verskonings. Ek het 'n agterstand. Ek het moeilik groot geword. Ek is nie ryk genoeg nie. Mense gaan nie notisie neem van my nie. En dan kom ek kan nie. Dan kan jy, maar jy wil net nie. Want jy sien ons kom in 'n gemaksone waar dit so lekker gemaklik is om te sit. Want laat Adrie maar speel. Laat Johan maar die klank doen. Laat Chris maar die kamera werk. Ek is dankbaar vir ons volunteers. Hierdie mense kry nie betaling nie. Laat die pastoor maar preek. En ons kom met verskonings. Daar's iemand anders wat dit kan doen. Maar jy kan by iemand uitkom wat ek nooit by kan uitkom nie. En ons het soveel verskonings. Terwyl God vir ons so 'n besonderse spesie gemaak het. Weet jy hoe besonder is ons? Die engele kan dit nie vanmôre sê nie. Ons het die Heilige Gees van God wat in ons is. Hy het in ons kom deponeer. And if the Spirit of God lives in you, you are a glory carrier. Arise and shine, for the light has come. Toe ek Amerika toe vlieg alleen op my eie vir die heel eerste keer en bekommerd is dat ek dalk 'n verkeerde vliegtuig sal oorklim. Ek het van hier af gevlieg na Amsterdam met KLM en van Amsterdam af met Delta na Atlanta en van Atlanta weer na Louisiana toe. En toe ek so uit daai Kaapse lughawe uitstap en ek sien hierdie verskriklike groot KLM Airbus en my hart klop in my keel want ek is so bang. Ek gaan 'n verkeerde vlug van Adrie en ek land dalk op in Rusland. En my seun sê vir my ma, as 'n mens kan lees op 'n bord, dan kan jy enige plek kom en ek gee nou nie om waar land ma op nie, maar ek weet net, ma sal maar se pad uitbreek uit daardie land uit weer. Terwyl ek hierdie verskriklike groot Airbus bestyg, toe sê ek KLM, vliegtuig. En Melia Swanepoel is op die vliegtuig. This is the glory carrier. You are flying with a glory carrier to a destiny. En dis 'n roep ek daar
ek is 'n glory carrier nie. Elkeen van u is dit. Ons is reflekteerders van God se heerlikheid. Halleluja! Ek is so bly. Ek sê dit weer, dan gaan jy dit snap. Ons is reflekteerders van God se heerlikheid. Hoe reflekteer of weerspieël ons God se glorie en sy heerlikheid? Wat is die syne wat ons na buitekant toe stuur? Ek is maar 'n moeilike mens, moet met my sukkel nie. But I'm a glory carrier. Toe die ek klein was, ek weet ek sal dit nou weer hoor as ek in die huis kom. Was sy honger. En ek kon nie op daardie punt kom dat ek vir haar kos gegee nie. En sy staan daar en sy sê, ma, ek moet nou eet, want ma weet hoe raak ek as ek kwaad is. So, ek voel haar maar liewerste. Maar dit, ek wil net sê, dat mense, kom so makkelijk en sê, luister, ek laat nie met my mos nie. Ek laat nie vir my sê nie. You are a glory carrier. Wat weerspieël jy? Wat lees mense? Wanneer jy jou mond oopmaak en hulle moet antwoord. But we are glory carriers. Ek vra weer, wat sein ons uit na buitekant toe? Ons maar en ons klaar. Ek klaar ook. En dan moet ek myself net weer regkry. Dan is dit te koud en dan is dit te warm. Dan waai die wind te veel en dan soek ons weer wind. Dan moet ons, hoekom is ons hier in die kerk nie? Ons is hier in die saal. Wat van ons verander dit? Sê, prys die Here, ons het 'n saal waar ons kan kerk hou. As die klank te hard is, of die klank te sag is, prys die Here, ons het klank. We are glory carriers. En ek sê weer, dis vir my belangrik. Wat is die boodskap wat ons uitsaai na mense, na buitekant toe, wanneer ons praat? Ek het aan die begin gepraat oor die woord, wat praat oor die profesie. And we need to release the prophetic destiny. Johan het dan die verklaring vanoggend gedoen. Ek wil net kortlik sê, prophetic is, in Engels is dit nou net beter, to utter forth, to declare a thing. Daar's 'n skrif, ek kan net nie onthou waar is dit nie, wat hy sê in Job dink ek, you shall declare and decree a thing and it will be established. Dit wat ek sê, to announce, to speak forth that Jesus rule in our land. Wanneer almal sê, hierdie land gaan onder, dan moet jy nie sê, ek weet nie van hierdie land nie. Ek het dit baie keer al gesê. Ek sê, Suid-Afrika gaan nie onder nie. Suid-Afrika gaan deurbreek. Ek profeteer dit oor ons land. Ek spreek lewe. Prophesy into your circumstances. Prophesy into your situations. Declare and decree that Jesus is King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. And His righteousness will reign forever. Wanneer ek begin om die woord te verklaar, dan begin ek sommer beter te voel. Jeremia 1:5 sê, nog voordat, sê 'n bietjie voordat, nog voordat hy jou in jou moeder skoot gevorm het, jy was nog nie daar nie, toe weet God alreeds wie jy is. Wow, what an awesome God! God het jou reeds geken, nog voordat jy in jou moeder se skoot was, toe het hy reeds 'n plan vir jou lewe gehad. Toe reeds het God geweet, jy is 'n man en 'n vrou
Maar om te dink, God het jou gekies vir 'n doel wat geen ander kan uitleef nie. Jy leef jou lewe. Jy leef jou doel. Jy sien maar net gemiddeld nie. Jy staan kop en skouers bo alle ander mense uit. God se woord sê, jy's 'n magtige kruisheld. Engels is eintlik vir my mooi. Hy sê, you are a mighty warrior. Wow! Jy sien net gemiddeld nie. Jy's 'n gesalfde van die Here. Jy's die geregtigheid van God in Christus Jesus. Halleluja! Die wêreld kan dit nie vanmôre sê nie. So ek is so bly dat jy so opgewonde. Jy kan amen sê en jy kan halleluja sê op dit. Maar as jy dit nie gaan glo nie en jy gaan dit nie vat nie en jy gaan dit nie begin leef nie, dan gaan jy nooit geestelik volwasse word om te kan skyn nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek sê dit vir myself, it is time to rise up. It is time to man up. Dis nou jou tyd om te skyn. Sê vir iemand langs jou, dis jou tyd om te skyn. Eugene, dis nou jou tyd om te skyn. Sandy, dis jou tyd om te skyn. Flippy, dis jou tyd om te skyn. Sê dit weer vir die een aan die ander kant van jou. Dis nou jou tyd om te skyn. Vele kere het ek dit al gesê. Dis hoogtyd dat ons as kinders van die Here ophou om op die draad te sit. Ek sit my op die draad en ek check maar net die dinge so uit. Dat ons sal ophou. Ek sê weer, om te môre en te kla oor alles. En dat ons sal ophou met ons geestelike laksheid en dat ons sal opstaan vir Jesus Christus ons koning. En dit is tyd dat ons ons stand inneem vir die koninkryk van God. And take a stand for the kingdom. Ek weet, daar's vir enige bedienaar niks so mooi om te sien as mense groei in Christus nie. Ek sien die Dinsdagaande se bidure, hoe mense groei, tot by die extent dat een vrou vir my sê, sy wil een van die boekies hê, en ek het vergeet wie het die boekie al bestel, en toe sê ek, sorry, maar ek het 'n fout gemaak. Weet jy wat is vir my mooi? Toe die vrou vir my sê, pas my nie worry nie, wanneer jy weer boekies bestel, kan ek een kry, want julle het my nou al genoeg geleer al by Dinsdagaande se bidie, dat ek op my eie kan sterk wees. Dit is mos 'n trots, kom ons gee die Here 'n handklap. Efesiërs 4:11 tot vers 14 sê die Here het vir ons verskillende gawes gegee, die van die oor die tyd opbou, wees geduldig, ons het 'n baba-inseening gehad, ons het nagmaal gehad, ek moet my woord afhandel, Efesiërs 4:11 tot 14 sê die Here, hy het vir ons verskillende gawes gegee, om die liggaam van Christus op te bou. Engels is building the body of Christ, en dit het ek ook al baie keer gesê, until we all move rhythmically together. Dit beteken die een trek net die kant toe en die ander een trek daai kant toe nie. Dit beteken al die voete gaan na Woester toe. Until we all move rhythmically together, dit beteken ons moet almal op die selfde geestelike blad wees. And in this season, God wants to see you as a full-grown, 'n volle gestalte in Christus. 'n Volwasse man en 'n volwasse vrou in Christus wat nie rondgeslinger word in allerlei nonsens en kleinlike dinge en kleinighede wat om ons gebeur nie, maar wat gefokus is sodat God se gawe
Here, is op my, omdat hy my gesalf het. Ek sê weer, die gesalfde is nie net die pastoor van die gemeente nie. Wanneer kom ons by die punt dat ons kan sê, die gees van die Here is op my. Hy het my gesalf om 'n boodskap te gaan bring aan die armes, om vir die siekes gesond te maak, om verlossing te verkondig, om vir mense te sê, Jesus het jou lief. Wanneer kom ons by die punt dat ons moeite doen om mense uit te nooi kerk toe? As ons gemeente wil sien groei, sal ons mense moet nooi. Ek het gister 65 boodskappe uitgestuur en ek sien van die mense is hier. Net 'n klein bietjie moeite. My punt wat ek wil maak is, nooi mense uit, kry hulle by die Here, want die tyd is min. Jou buurvrou, jou buurman mag vandag dalk nee sê, maar môre gaan hulle dalk bietjie wat. Laat ek het just get it over en dan dat ek toch net saamkom. Hoe maak ons 'n verskil? Ons nooi mense na ons dienste toe. Hoe maak ons 'n verskil? Ons woon die onderlinge byeenkomste by. Dit is wanneer ons groei. Dis wanneer die Gees van die Here op ons kom, waar die Heilige Gees ons leer om uit te reik en uit te staan vir die naam en die saak van die Here. God wil vir my op 'n plek bring waar ons weer kragtige gebede sal opstuur. God wil ons op 'n plek bring waar ons die kragtige beloftes van sy woord oor ons huise, oor ons land, oor ons huwelik, oor ons gemeente sal losmaak in die naam van Jesus. Kom ek vertel jy iets, maandag aan, ons kragtige gebede maandag aan en dinsdag aan het gemaak dat 'n protesoptog in Gansbaai gestuit was. Dat kinders in Gansbaai gestuit was. Kragtige gebede van baie mense wat saam gebid het, nie net hier, maar op verskillende plekke, reg oor die hele land, het gemaak dat geen eiendomme beskadig is nie, dat geen mense hulle lewens verloor het, want hulle het gesê, dit gaan violent raak. Onthou ek het gesê, hulle weet nie wat sê God nie. Ons kragtige gebede het gemaak dat die initieerders daarvan in hulle spore gestuit is, so by the way. God wil vir my bring op 'n plek van deurbraak en van oorwinning, wat ons sal katapult tot reg in 'n nuwe geestelike dimensie. Ons het lank genoeg by hierdie berg gekamp, geestelik. Ons moet nou opwaarts, ons moet nou vorentoe, ons moet nou beter, ons moet nou hoër, ons moet meer aan die brand wees. God wil ons posisioneer, sodat ons kragtig en profeties in ons toekoms kan inspreek. In ons manne, in ons vroue, in ons kinders se lewe. En dat die Here mense sal oprig, dat mense weer die vermoë sal hê om mense wat gepind is in ketting, net eenvoudig los te breek in Jesus naam. Negativiteit doen dit. Negativiteit. Jou nek is nou gebreek in Jesus naam. Onmoontlik. Jou rug is gebreek in die naam van Jesus. As iets wat sy rug wat gebreek is, kan nie loop nie. So negativiteit en onmoontlik moet geen plek in hierdie seisoen in jou lewe hê nie. As ek negatief praat, vermaan my asseblief. Hey! Arise! God wil hê ons moet opstaan in die geloof en in oorwinning begin loop. Baie van ons, nie hier nie, prys die Here daarvoor. Maar baie mense, dit gaan altyd net sleg. Jy weet, pastoor, ek weet dit nooit, ek bid en die Here antwoord nie. Die Here hoor my nie meer nie. Hou op!
nuwe geestelike seisoen. My vraag aan u vanmôre is u gereed daarvoor? Is jy gereed daarvoor? Sê ek is gereed. Hy wil in hierdie nuwe seisoen vars olie by jou uitgiet. Te veel van ons lewe nog steeds op gister se ou manna. God wil iets nuuts in jou lewe doen, maar ons is nie gereed om dit te ontvang, dit wat hy vir ons wil gee nie. Gemeente, ek wil vanmôre sê, kom ons staan op in ons gees. Hy wil vir ons in 'n nuwe geestelike dimensie inneem. Ek wil vanmôre sê, Here, vergewe my vir elke keer wat ek laks was, wat ek ongehoorsaam was, wat ek gemaksigtig was. Ek wil vanmôre sê, Here, vergewe vir my vir goed wat ek toegelaat het in my lewe, goed wat ek geëntertain het, wat my aandag van my doel en van my destiny en my purpose afgesteel het. Maak my opnuut 'n vrou van God wat gaan opstaan vir die Here. Maak my opnuut 'n vrou van die Here waarvan die vyand gaan kennis neem. Ek het dit al baie keer al gesê, ek het niks te maak met die vyand nie. Hy bly uit my pad uit en ek bly uit sy pad uit. Ek wil een Sondagoggend wil ek graag hê dat ons net vir u demonstreer ons warsang. Dit werk. Dit werk. Wat hy liedjie sê, hell shakes when the child of God awakes. Dit is wat moet gebeur. Laat Gansbaai kennis neem van jou. Een wat uitstaan vir die naam en die saak van die Here. Een dat die wêreld sal wees, hierdie vrou en hierdie man is skoon gewas deur die bloed van die lam. Ek sê dit vanmôre onomwonde net opnuut weer, dat dit tyd aangeword dat ons onsself weer kom verootmoedig voor die Here, dat ons weer by ons eerste liefde uitkom. Toe die Here my siel red, kon ek nie genoeg vir mense vertel van Jesus nie. Toe die Here my siel red, het ek nagte deur my Bybel gelees, nie dat ek nie nou my Bybel lees nie. Toe die Here my siel red, het ek geen steen onaangeroer geraak om siele na Jesus toe te bring nie. Wat het gebeur intussen tyd? God met onsself, dat ons weer by ons eerste liefde, dit is Jesus. God bo alles. God bo alles. God bokant as jy moeg is op 'n Sondagoggend om 'n bietjie in te lê. God eerste. Kom kry versterking hier by die huis van die Here. Eet en slaap van 2 tot 6. Dan is jy uitgerus. Ons moet terugkom by ons eerste liefde. God moet ons help dat ons weer waardig die evangelie sal wandel as 'n volwasse man en vrou in Christus Jesus. Die skrif sê, He is the lifter of our heads. Ons sê so maklik, ons is die kop en nie die stert nie, maar lewe ons dit wat ons verklaar. Don't speak defeat over your life. Don't speak defeat over your ministry, and also not over my ministry. Speak life and declare God's favor. Speak life over the promises of God. Dit wat die Here beloof het, dit sal hy volbring, al vat dit 'n tydjie. Start prophesying over your life. What you speak and what you lose in the spiritual realm will come to pass. Laat toe. Let wel ek sê, laat toe. Want ons blok dit baie maklik. Laat toe dat God se gees oor jou manifesteer. Positioneer yourself in receiving mode. Bring jouself in lyn met die blessing wat God vir jou in gedagte het. Dat God homself sal manifesteer, sodat sy glorie en sy krag en sy heerlikheid op ons sal rus, en dat ons in dit sal loop en eet en slaap, in Him we live and move and we have our very being. Moenie dat ons het vergeet wanneer ons uitstap en uit deur vandag nie. Kom ons bring onsself opnuut in lyn met die blessing wat God vir ons in gedagte het. Ek bid baie keer,
glimpse wat ek met respek vir Vader God sien. Op die hemelse balkon staan en so afkyk. En ek bid sê, Here, jy moet nou dit, jy moet nou dit, jy moet nou dit. Gee my die, af met die. Dan met respek dan dink ek, hy staan so en hy kyk so af van die hemelse balkon af en hy dink, my kind, my kind. Jy vra nou dit, maar as jy net weet, ek het iets groter, ek het iets beter, ek het iets heerliker vir jou in stoor, en dan vra jy dit so, daar is dit. Is dit nie so nie, Pastor Benno? Mag die Here help dat ons meer bewus sal wees van sy heiligheid en van sy heerlikheid en van sy krag en dat ons meer God bewus en minder mense bewus sal wees. Te lang was daar te veel geheime agente. Arise, sê die woord, kom en neem jou regmatige plek in wat hy vir jou wil hê om te skyn. Arise and shine. It is now your time to shine. Nou is die seisoen van deurbraak. Vat dit. Deurbraak is daar. Vat dit. Nou is die tyd om te skyn. En ek wil vandag in jou lewe inspreek. En ek wil sê, dit wat die Here op my hart gesit het is, om te sê, dat God is besig om vir jou dinge te skuif en te verander, sodat jy by jou bestemming kan uitkom, wat hy vir jou beplan het. Jy moet hom net toelaat. Te veel keer wil ons alles self uitsorteer. God het ons geskape vir deurbraak. God het ons geskape vir oorwinning. Die tafel het gepraat van dit vanmôre. God het 'n goeie plan vir jou. God het 'n goeie plan vir my. Maak gereed om in jou purpose, in jou doel te kom. Maak gereed om in oorwinning te begin stap. Maak gereed om in jou deurbraak in te stap. Ek het 2 moeilike weke agter die rug. En ek het regtig waar nie een enkele dag gesê, ag, dit gaan oukei. Ek het 'n keuse gemaak. Ek praat deurbraak. Ek praat oorwinning. Hoe doen ons dit? 2 dinge, geloof en gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Jy kan nie glo en nie aan die woord gehoorsaam wees nie. Jy kan nie gehoorsaam wees en nie glo nie. Geloof en gehoorsaamheid gaan hand aan hand. God staan gereed om vir jou deure oop te maak, wat geen mens ooit kan toesluit nie. My vraag is net vanmôre weer, is jy gereed om dit te ontvang, wat God vir jou instoor het? Is jy gereed daarvoor? If you are ready to receive, I want to prophesy over you this morning that no longer you will be running around with no purpose. No longer you will walk on a treadmill that takes you nowhere. I declare that you will be deliberate in your worship. You will be deliberate in your praise. You will be deliberate in your coming and in your going. You will be deliberate in a new mindset. You will be deliberate in your words, in your whole lifestyle. God wil vir jou deurkom, maar ons moet net in die plek kom dat ons nie dit blokkeer en die werk van die Here nie blokkeer nie. Die voorsiening en die guns wat die Here vir jou het is daar. Jy moet dit net vat. Hy het deurgekom vir Deborah. Hy wil dit vir jou doen. Hy het deurgekom vir Esther. Hy het deurgekom vir Joshua. Hy het deurgekom vir Paulus. Hy wil dit vir jou ook doen. Ek sê weer, arise, sê dit 'n bietjie hardop. Arise, arise. It is now your time to shine. Arise and shine. Ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê nie, maar Lord, I pray that you will shake us up like never before. Skud ons uit, soos nog nooit tevore nie. That you can stir up the gifts in us. Let us surrender. Let us crucify our will. Dit gaan lankal nie meer oor jou nie. Dit gaan lankal nie meer oor my nie. It is all about Jesus. Let us surrender and crucify our will and let His
lives. Ek verklaar vandag, God het 'n assignment wat hy oor jou lewe wil release, so that you can walk in prosperity, so that you can walk in His purpose. I declare it this morning, when it seems that nobody is interested in you, God is going to meet you at the place of your need. God will meet you in the place of your need. Maar jy moet gewillig wees. Ek verklaar dit vandag oor jou. God vat jou uit jou droë seisoen en hy bring jou uit jou geestelike droogte uit, want die Heilige Gees van God wil jou benat met sy Heilige Gees. Adi, kan jy so lang vir ons 'n bietjie saggies kom speel asseblief? I declare and I prophesy it this morning over you and me, en jy kan dit vat of jy kan dit los, that God will revive our spirits with a fresh touch of His fire, so that we as sons and daughters will arise and that we will shine in the name of Jesus to the glory and the honor of His name. Alles is wonderlik, ja. Ons smag daarna. Ek wil vir u sê, ek het 'n honger, ek het 'n dors in my om te smag na meer. Daar is meer in vir my in stoor as wat ek op hierdie oomblik in is. Ek smag daarna. Maar dit kan nie gebeur voordat ons nie onvoorwaardelik ons lewens geheel en al aan die Here toegewy het nie. En 'n lewe van getrouheid en gehoorsaamheid lei nie. Die tyd van loop op twee spore, is julle nog hier? Is julle nog hier? Die tyd van loop op twee spore. Een voet by die Here en die ander voet in die wêreld. Dit is verby. Ek wil vanmôre vir u sê, ek het gesê, ons lewe in die laaste dae en dit is 'n ernstige tyd waarin ons leef. Ons kan nie meer op twee spore hang. Ons kan nie meer op twee gedagtes hink nie. Of jy kies God en dien hom, of jy kies God nie en jy dien hom nie. Maar jy kan nie uitmis op die ewigheid saam met God nie. Is ernstige tye waarin ons lewe. Mense sê vir pastoor, jy's te ernstig. Wel, Jesus was baie ernstig toe hy gehang het aan die kruis van Golgotha, vermink, verbrysel en deurboor. Toe was hy baie ernstig toe hy gedink het aan jou en aan my. Hoe kom ons by dit verby? Sê die tyd vir verskonings is verby. Gaan praat met die Here oor dit. Moet jy eers wag totdat jy half dood lê voordat jy 'n besluit maak vir die Here? Ek stap, weet jy wat Vrydagoggend was nie, by Spar in die skamp, en ek is gefokus om net in die koue uit te kom. En iemand daar so agter my aan, sê pastoor, en ek sê, "Haai, goeiemôre." Ek sê, "Hoe gaan dit?" "Hier gaan sleg, pastoor." Ek sê, "Kyk net hier, hoe bewe ek. Ek was gisteraand byna dood. Ek kon nie asem kry nie en ek het gedink ek gaan dood." Hy sê, "En regtig, pastoor, ek het daar gelê en ek het gesê, Jesus, vergewe my sonde. As u my nou kom haal, kan ek nie gaan nie, want ek moet regmaak met u." Nou vra ek vanmôre, moet jy op jou sterfbed lê? Moet jy eers siek raak voordat jy die Here aanneem? Dit is nou 'n gunstige tyd om te step up en te skyn vir die Here soos nog nooit tevore nie. En ek wil jou uitnooi vanmôre. Dis jou tyd om te skyn. Ek sê weer, dis jou tyd om te skyn. En ek wil jou uitnooi. Laat die aanbidding jou gees vanmôre bedien. Ek's klaar. Gaan nou luister. Laat die worship jou gees bedien. Laat toe dat die Heilige Gees jou vanmôre bedien. Dis nou jou tyd om te skyn. Was die woord vir u op toepassing? Ek moet ook maar skyn. As ek uitstap
dan moet hulle sê, hey, Jessie, dim jou ligte man. Dan wil ek vir hulle sê, dit is my dims, check my brights. Ek gaan skyn en koning. Dis jou tyd om te skyn. Dis jou tyd om te step up. Dit is jou tyd om te man up. Tyd vir verskonings is verby. Laat toe dat Heilige Gees jou bedien. Hou op om alles met jou gedagtes uit te werk. Hou op om alles uit te redeneer. Ek wil 'n uitnodiging maak. Wil Adrie vir ons gaan sing nou. As jy ervaar, kom ons maak ons oor toe. Wil jy? Maar ek wil nie iemand moet rondkyk, want dit is persoonlik tussen jou en die Here. Ek het gevra dat ons sing baie oor my, ons gaan dit nou in 'n oomblik sing. Maar as jy vanmôre hier sit, eerlik voor die Here, oor toe, niemand kyk rond nie. Soos wat ek in hierdie week ook maar myself moes keer soek voor die Here, wil ek vanmôre sê, luister mooi na die uitnodiging. Wie sit vanmôre in hierdie gebou, wat eerlik 'n hand kan opsteek, om te sê, my saak is reg met die Here? Hoor die uitnodiging. Wie is die mense in die gebou, eerlik voor God, wat kan sê, my saak is reg met die Here? As Jesus nou kom, gaan ek saam, of in hierdie dood is of op die wolke. My saak is reg met die Here. Dankie Jesus, kan maar laat sak. Wat vir my nou 'n indikasie gee, oë is gesluit. Niemand kyk rond nie. Dat die res wie se hande nie opgegaan het nie. Sy saak is met die Here nie reg nie. Dan wil ons saam met jou bid. Met die Heilige Gees waai oor ons. Here, dat ons hierdie woord, die ingeplante woord, met sagmoedigheid sal ontvang wat in staat is om ons siele te red. My gebed is, Here, dat die reg van agter tot voor, die krag van die Heilige Gees oor ons sal waai, dat ons anders hier sal uitstap as wat ons ingekom het, dat ons vanmôre 'n ja sal sê vir Jesus, en dat ons U sal dien, Here, met alles wat in ons is, Here, met ons hele wese, dat ons die pad agter U aan sal stap, Here, om U naam uit te dra, om God te verheerlik, in Jesus naam. Ek bid vir hierdie week wat kom, Here, dat U elke een onder die bloed van Jesus sal beskerm, dat U voor ons sal uittrek, dat U hoogtes gelyk sal maak, dat die ystergrendels verbreek in hierdie week, en Here, dat ons sal opstaan in ons gees, Here. Ek bid vir die manne in ons gemeente, wat die priesters is van die huis, Here, dat hulle sal opstaan en weer hulle regmatige plek in Christus sal inneem, Here. Ek bid dat U ons vroue, dat die Heilige Gees inspraak in ons lewens sal hê. Ek bid dat U ons jong mense sal oprig, Here, in die magtige naam van Jesus, nie deur krag of deur geweld, maar deur U Gees. Help ons, Vader, deur U genade, om te skyn vir U. Help ons om te step up, dat ons alle verskonings eenkant toe sal sit, en nou die pad sal stap agter Jesus aan. Skynende ligte in hierdie donker wêreld sal wees. Dis jou tyd om te skyn. Dankie, Here, vir Agnes die lighuis in Gansbaai, dat die mense sal trek na hierdie plek toe, maar dat ons sal gaan skyn tot lof en tot eer van U naam. Ek verklaar U as die Here in beheer van hierdie week, dat goedheid en guns met ons sal wees. Daar waar nood is, dat U uitkoms sal gee. Daar waar siekte
en dat U ons sal toemaak met die kosbare bloed en dat ons oë gefestig sal hou op Jesus, ons leidsman en volleinder van die geloof. Ons sê vir U baie, baie dankie, Jesus. Ons loof, ons eer, ons prys U. Seën elke een in die magtige naam van Jesus. Amen. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns.